Lukas 9. Jesus het die 12 by mekaar geroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle bose geeste uit te dryf en siekes te genees. Toe het hy hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Hy het vir hulle gesê, moet niks vir die pad saamvat nie 'n kierie of 'n reisak of brood of geld of nog 'n kledingstuk nie. En as julle in 'n huis tuis gaan, bly dan in dieselfde huis totdat julle die reis voortsit. As daar mense is wat julle nie wil ontvang nie, moet julle van so 'n plek af weggaan en die stof van julle voete afskud as aanklag teen hulle. Hulle toe vertrek en van die een dorp na die ander gegaan om oral die evangelie te verkondig en siekes gesond te maak. Herodes, die heerser, het gehoor van al die dinge wat gebeur. Hy was in die war omdat party mense gesê het, Johannes is uit die dood opgewek. En party Elia het verskyn en ander, een van die profete van die ou tyd het opgestaan. Maar Herodes het gesê, Johannes het ek self laat onthoof. Maar wie is hierdie man van wie ek sulke dinge hoor? En hy het geprobeer om hom te sien te kry. Toe die apostels terugkom, het hulle Jesus alles vertel wat hulle gedoen het. Daarna het hy hulle saamgeneem in die rigting van die dorp Betsaida, waar hulle alleen kon wees. Maar die mense het dit te wete gekom en agter hom aangegaan. Hy het hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Die wat genesing nodig gehad het, het hy gesond gemaak. Toe die son begin sak, kom die 12 na hom toe en sê, stuur die mense weg dat hulle by die dorpe en plase in die omtrek slaapplek en kos gaan soek, want ons is hier op 'n verlate plek. Gee julle vir hulle iets om te eet, sê Jesus toe vir hulle. Maar hulle antwoord, ons het hier niks meer as 5 brode en 2 visse nie. Of moet ons self vir hierdie klomp mense gaan kos koop? Net die mans by mekaar was al omtrent 5000. Toe sê Jesus vir sy disippels, dat die mense in groepe van sowat 50 gaan sit om te eet, hulle toe so gemaak en almal laat regsit. Daarna het hy die 5 brode, die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seun gevra. Toe breek hy dit en gee dit vir die disippels om aan die mense voor te sit. Almal het geëet en genoeg gekry. Wat oorgebly het, het hulle bymekaar gemaak, 12 mandjies vol. Op 'n keer terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy disippels by hom saamgekom. Toe vra hy hulle, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord, Johannes die doper. Party sê weer Elia. Party 'n profeet van die ou tyd het opgestaan. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Toe antwoord Petrus, die gesalfde van God. Jesus het hulle uitdruklik belet om vir die ander mense te vertel, want het hy gesê, die seun van die mens moet baie ly deur die familiehoofde, priesterhoofde, skrifgeleerdes verwerp word, en hy moet doodgemaak word en op die 3de dag opgewek word. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloon of te gronde gaan? Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom, bekleed met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. Ek sê vir julle die waarheid, daar's party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterf voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem, die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword, sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat, Moses en Elia. Hulle het in 'n hemelse glans verskyn, met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas in die slaap geraak. Toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan.
Toe die manne aanstaltes maak om van hom weg te gaan, sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is, laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle. En toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. Die volgende dag, toe hulle die berg afkom, met 'n groot klomp mense Jesus tegemoet gekom. Met eens roep daar 'n man uit die skare, meneer, ek smeek u, kyk bietjie na my seun, hy is my enigste seun, 'n gees pak hom onverwags beet. Dan gaan hy skielik aan die skreeu en hy kry stuiptrekkings en ook skuim in die mond. Die gees hou aan om hom te verniel en laat hom nie maklik weer los nie. Ek het die disippels gesmeek om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie. Toe antwoord Jesus, ongelowige en ontaarde geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees en julle verdra? Bring jou seun hier. Terwyl die seun nog aankom, gooi die bose gees hom op die grond neer, laat hom ewige stuiptrekkings kry. Maar Jesus het die onreine gees skerp aangespreek en die kind gesond gemaak en hom aan sy pa teruggegee. Almal was verslae oor die grootheid van God. Terwyl almal verbaas was oor alles wat Jesus gedoen het, sê hy vir sy disippels, wat julle betref, hou hierdie woorde goed in gedagte. Die seun van die mens gaan in die hande van mense oorgelewer word. Maar hulle het hierdie uitspraak nie verstaan nie. Die betekenis daarvan was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie kon begryp nie. Maar hulle was te bang om Jesus daaroor uit te vra. Daar het 'n stryery onder hulle ontstaan oor wie die belangrikste is. Jesus het geweet met watter gedagte hulle besig was en trek 'n kindjie nader om langs hom te staan. Toe sê hy vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie in my naam ontvang, ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie die minste onder julle is, hy is groot. Toe sê Johannes, Here, ons het iemand gesien wat in u naam bose geeste uitdryf. Ons het hom probeer keer, omdat hy nie saam met ons u volg nie. Maar Jesus sê vir hom, moet hom nie keer nie, want wie nie teen julle is nie, is vir julle. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom en daar vir hom verblyf gereël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die 2 disippels, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar Jesus het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar u ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. En 'n ander een sê, volg my. Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan om my pa te begrawe. Toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal U volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie.